Die Here het opgestaan? Dis die gloed van die Christene. Goed. En wat ons vandag gaan doen, ons gaan weer 3 dae van Jesus se paastyd gaan, sy lydingstyd. Ons gaan by Palm Sondag begin, ons gaan by Goeie Vrydag stil staan, en dan gaan ons ook na Opstanding Sondag toe gaan. Ons vereer U, o Heer, met ons harte vol lof. Word verheerlik, o Heer, ons God, Hosanna in die hoogte. Maar ek wil vandag by Palm Sondag die volgende vraagie vir jou vra, want eintlik was ons nie daar toe ingery het nie, en dit is belangrik geweest, maar wat vandag vir jou en my belangrik is, en nou moet julle mooi luister, is ek wil hê, jy moet bietjie dink aan die eerste keer wat jy onthou, dat Jesus met sy donkie in jou hart ingery het. Jy moet nou ver dink. So, ek wil hê jy moet dink waar dit was, wanneer dit was, en hoe oud was jy, en wat 'n liedjie het jy gesing wat jy kan die eerste keer onthou. Dat U in my hartjie met U donkie kom inry het, toe ek nog net 5 jaar oud was in Bronkhorstspruit. Dankie dat U Uself daar kom tuismaak het en my hemelse vriend geword het. Dankie dat U in so baie van ons harte kom inry het, toe ons nog klein was. Amen. So, as ons in die middel oopmaak, dan sien ons nou gaan ons na Goeie Vrydag toe. Maar Goeie Vrydag het gekom omdat daar in Jesaja 59 vers 1 en 2 geskryf is. Die oor van die Here is nie te doof om julle te hoor nie, en sy arm is nie te kort om julle te help nie. Maar dis julle oortredinge wat soos 'n muur skeiding maak tussen julle en die aangesig van God. En hierdie kan ek onthou was op die kamp 'n probleem geweest. So hoe sal ons nou ooit by God kan uitkom, want ek het baie sondes gehad toe ek klein was. Meer as nou. Maar soos ons almal, val as hier staan 7, dan is dit baie. En toe sê die dominee ook, dis nogal baie hartseer vir die Here, want hy hou baie van my. En hy wil so graag my vasdruk aan hom, maar ek is vol sondes en dit is soos 'n muur. En so kom ek nie hoor wat ek vir hom sê nie, en kon my nie eintlik help as ek hom vra nie. En toe sit ek daar, en ek wil amper soos Johannes nou gehuil het, nou wat dan nou? Toe sê hy, maar God het 'n plan gemaak, om daai muur af te breek. Hy het sy seun gestuur. En dis naas die skepping, die grootste oomblik is hierdie oomblik wat ons nou gaan beleef, toe sy seun nie gekom het nie, maar toe hulle hom aan 'n kruis vasgespijker het. En daarmee het eintlik versoening gebring vir ons sondes. Nou ek wil nie vandag hê dat jy dit net moet sien, ek wil jy moet beleef. So in jou sakkie voel, is daar 'n spyker. Daai spyker moet jy uithaal en jy moet hom 'n bietjie vashou. Want dis dikke spykers wat hulle gebruik het om Jesus vas te slaan aan die kruis.
volbring. Die Griekse woord tetelestai is eintlik 'n besigheidsterm wat sê die skuld is betaal. Die skuld is betaal. Wat se skuld het ons gehad? Hy het gesterf om die skuld wat ek en jy opgehoop het in ons lewe, wat jy gedoen het, nou doen en nog gaan doen, om dit weg te was. Dit was Jesus se taak. Hy het gesê toe hy gekom het, Matteus 4 vers 17, ek kom om weer die koninkryk van die hemel in julle hande te gee, om julle weer in die tuin van Eden op te sit nou al. Maar daarvoor moet ek die finale offer bring. En dit is wat Jesus kom doen. So ek wil hê dat die Romeine hom afhaal en hom neersit, want hy het gesterf. Ons sal net nou sien hoe belangrik dit vir ons is. Jy is eintlik dood, Jesus, jy het nie so lang. Ons sukkel tyd om hierdie ding te verstaan, en Paulus het dit verstaan, so hy het gesê, kyk wat eintlik gebeur het hier, is Jesus het gegaan en al die skuldbriewe wat deur die jare opgemaak is teen jou en God, het hy gevat en uit daai skuldbriewe het hy vasgeslaan hier teen die kruis, waarvan, en hy het sulke lyste gemaak, die eerste een wel is. So, ek wou eers vir julle in 'n briefie gee om jou grootste een neer te skryf, dink ek dit gaan te moeilik wees. So ek het hierso 8 van hulle neergeskryf. En ek wil hê jy moet bietjie, in Engels is dit last, as jy nie lekker verstaan nie. So, as jy last het, wat die Bybel sê, goed begeer wat jy nie moet begeer nie, en jy het al daarop gereageer, dan slaan ons vandag jou sonde hier vast in die kruis, okay? So jy moet sê, hier slaan ons hom vast, asseblief, Romein. So hy gaan het kap, dis belangrik daar, hy kap het vast, dis wat hy sê, hy gebruik die woord, dis vast gespijker. Dis eintlik die enigste keer in die Bybel waar gespijker staan, dat het vast gespijker is. Anders word gesê, Jesus is opgesit, dis hoe belangrik Paulus het wou sê. Die tweede een wat die groot sonde is gierigheid. Gierigheid, dat ons goed ook begeer, aardse goed, en dit sit ons in moeilikheid, en dit maak dat ons God wegskuif, want ons begeerte is na karre en huise en meubels en blinkgoed, goud en silwer, en Jesus het gesê, moenie laat mammon julle baas wees. Ek wil jou in jou hart wees. As jy die ding toelaat, en van ons doen dit partykeer. So, gierigheid, greed, word vastgeslaan. As dit jou sonde is, jou groot sonde wat jy moet bely, dan slaat ons hom vast. Die derde een, wat Paulus noem, in Kolossense 2 vers 14, is afgoderry. En 'n mens kan net vir jouself vra, wat is meeste in jou gedagte? En dit kan baie keer mense kinders wees. Ek ken 'n man uit sy seun koning gedoen. Koning. Hoe het hy nou dit gedoen? En toe koning op 'n motorfiets dood is, toe gaan pleeg hy selfmoord, want koning was sy lewe gewees. Jou vrou is jou bruid, dis nie jou koningin dat daar bo is nie. Jou werk is ook nie jou God nie. God is God. En die vraag is jy met idolatry of is jy met afgoderry besig? Slaan hom vast daar. Die vierde een wat ons gaan vastslaan is hoogmoedigheid, haughtiness. Dit is die sonde van Adam en Eva, dat hulle eintlik God wil wees. Hulle wil alles beheer en hulle wil die eer gehad het. En ons doen dit so maklik, hoogmoed. En dan die vyfde een, die sonde is leuns, lies, wit leuns, gewone leuns, die waarheid word net nie vertel nie. So as jy 'n liegbek is, laat hy hier vaslaan. So net te sê wat ons daarom kan doen. En dan die 6de ene wat hy noem, is woede. Woede wat oorgaan in dade van geweld teenoor mense. En kwaad. En in hierdie land is ons konstant op die pad woedend. Gelukkig hou die wetgewing ons terug, dat ons nie vingers kan wys nie. Want die kappel hulle af en stuur jy terug. Woede. Woede wat maak dat jy ook nie kan vergewe nie, en dat jy mense vloek.
of hulle curse in die lewe. Ons sal net nou sê wat Jesus doen. As jy so is, dan moet hy vasgeslaan word. In die 8ste ene sê die ou wat die boekie geskryf het, The Road Less Traveled, Scott Peck, sê die nuwe sonde van ons tyd is luiheid. Luiheid. Ek gaan nie vroeg in die oggend opstaan om te kom kerk toe gaan nie. Ek gaan nie kom diens lewe nie. Ek gaan nie vir opleiding gaan nie. Ek dink hier slaat hy ons almal vas. Almal van ons. Lui. As Jesus nou nie in die kruis wou gegaan het nie, wat sou sy luiheid nie aan jou gedoen het nie? Dis wat Paulus sê. Maar dan sê hy die wonderlike ding van die Christus wat gesterf het. Hy sê, Johannes het eintlik gesê, die lam van God gaan hierdie sondes wegneem. Hoe doen hy dit? Hy laat sy bloed loop oor al die sondes. En dis 'n ding wat die Jode nie kan verstaan. Ek weet daar's 'n vrou wat my gesê, sy kan nie, die Jode verstaan nie dat ons toelaat dat iemand anders die gevolge dra van ons dade nie. Maar wat Paulus eintlik sê hier gebeur het, wat is al, is hy sê die hierdie goed is weggespuit, die Jesus se bloed, dat daar niks oor is nie. En ek weet as van julle wat gaan sy opkom jou wegspuit, wat is wat gebeur? Dis weg. Die leens, die gierigheid, die last, die afgoderij, die woede, die vloek, dis ook ons aangaan. Weg uit God se gedagtes. Hy sien dit net eenvoudig nie meer nie. Nou, in die ou tyd was hierdie 'n groot probleem vir mense gewees. Hulle kon nie by God uitkom. En een keer jaar het hulle dan 'n lam geslag en dan het hulle geweet, daar's tydelike vergifnis vir hulle. Maar daar's nie eintlik 'n probleem of 'n oplossing vir die probleem nie. En toe Jesus gekom het, het hy gesê, ek gaan nou finaal alles doen. En daar in die tempel was so 'n groot, die heilige en die allerheiligste was agter gewees. En die heilige kon net priesters kom, soos dominees. Buitekant kon die mans kom, die vrouens het buitekant gestaan. En hier agter was die ark gewees van God se teenwoordigheid en net die hoë priester kon so intoe gaan. En toe wat doen Jesus? Hy kom in die dag toe hy sterf, toe skeer hierdie heeltemal van voor tot agter in die tempel oop. En wat wil hy daarmee gesê het? Nou het ek almal se sondes vir altyd weggevat. Hebreërs sê dit baie mooi. En nou het almal die reg om my kinders te wees en na my toe te kom. Jy het nie 'n priester nodig nie. Jy hoef nie offers te bring nie. Jesus sê, as jy in my glo, Johannes 3 vers 16, het jy toegang na God toe nou en vir altyd. En dis iets wat ons het, wat niemand anders het nie. Geen ander geloof het dit, dat jy vrymoedig net na God toe kan gaan nie, want die voorhangsel het geskeur. En jy weet, jy kan enige tyd na die Vader toe gaan, jy kan enige tyd om verskoning vra vir enigiets wat jy gedoen het. En dis waaroor vandag gaan. En daar's 'n liedjie. Die Christus Heer, is eie bloed, en heerlijkheid, alles gedaan, en so die Heer, vir ons laat, dat ons so nou, kan gaan. Die groot mense kan jou broodjie uithaal, so hardkroosband. Jesus het gesê, die symbool van my genesing is die brood. Ek is die lammetjie wat geslag is. Eet dit, beleef dit en glo dit in jou hart. Dit is nie 'n krummel en 'n druppel nie, dit is 'n broodjie wat jy moet laat dink. Dan wil ek jy met die wyn vat en die wyn drink, en daar's geen beter voorbeeld om te wys waarvan die wyn eintlik 'n symbool is nie, dat Jesus se bloed het hierdie sondes wat ons doen weggewas. Dis genade wat jy gedoen het, nou doen en nog gaan doen. Neem die wyn, sien dit, ruik dit, proe dit, glo dit en beleef dat jy vrygemaak is om altyd na God toe te kan gaan.
Ek is die opstanding en die lewe. Die wat in my glo, sal vir ewig lewe, al sterf hulle. Ek is die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek is dit wat is, wat was en wat nog kom. Ek is die Pantokrator, die heerser oor die heelal. Dis Jesus, kom ons gee hom 'n hande klap. Dis interessant dat hierdie vrymaking, dis waar vandag gaan, is aangekondig in Jesaja 61. Ons het net nou gelees, Jesaja 59 van die muur, en dan sê Jesaja ook, daar gaan 'n tyd kom, dat daar vryheid sal wees, en wat die kettinge van vasgebindheid sal oopgesluit word. En hulle moes 500 of meer jaar wag hiervoor. Ek en jy leef in daai tyd. En wat dit beteken, is die dood het mense vir jare voor Jesus kom, het hulle vastgebind. Hulle was bang vir die dood. Ek onthou toe ek klein was dit die ding wat ek die bangste voor was. Tot ek besef het wat Jesus gedoen het, is dat hy het gekom in die mag van die dood het hy gebreek. En hy sê, die wat in my glo, sal lewe al sterwe hulle. En nou toe ek amper dood was dit 'n groot troos vir my om te weet, en julle is ook daardeur, nee, dat al lewe 'n mens, en daar's 'n tyd wat jy dink jy kan doodgaan, weet jy gaan vir ewig leef. Dit vat al die vrees weg. Dit verander als in een van die wonderlikste prente in Openbaring is hierdie prent wat Johannes sien oor die gesig as hy in die hemel is en daar staan klomp mense met wit klere aan soos julle en palmtakke wat verwaai en ons sing ons redding kom van ons God wat heers vanaf sy troon. En dan vra hy, wie sien die mense met die wit klere aan en dan sê hy, dis hulle wat hulle klere wit gewas het in die bloed van die lam. Dis ek en jy wat vandag hier leef. En jy weet jy vandag hier uitry, jy kom iets oor en jy glo in Christus, stap jy net oor. En dit is 'n ongelooflike ding om nie die vrees te hê. Die moslems wat tussen ons bly, glo ook hulle kan paradys toe gaan. En daar is dalk vergifnis vir hulle, maar as dit te lang vat om jammer te sê, dan is dit verby. En hulle weet nie of hulle genoeg dade gepleeg het, hulle en die Jode om daar te kom nie. En ons weet, op grond van jou dade gaan niemand daar wees nie. Maar daar is een daad wat tel, en dit is hierdie daad wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. En dit is die hoeveelheid van die Christelike genade. En daarom kan ons hierdie lied sing, ek sien in my gees, die glorie en die almag van die Here. Hy sê in Kolossense, en hy oor die sondes gepraat het, wat vastgetap, en dan sê hy, maar ons moet een ding onthou, en ek wil hê, Jesus, jy moet gou weer hier kom. Wil jy nie gou saam, kom staan gou saam. Wat is jou naam? Luca. Ok, leer jy bykie? So Paulus sê, die wonderlijke ding, ek wil nie met die langsom leer. Leer daar so. Paulus sê, die wonderlijke ding wat met ons gebeur het, is dat, as ons in Christus glo, het ons ou mens, die met die klomp sonde saam met Jesus gesterf, het afstand gedoen daarvan. Maar dan sê hy, die wonderlijke ding is, toe hy opgestaan het, het jy saam met hom opgestaan. Dis half, of kom ons, Jesus staan jy op, ek wil Luca, vat my aan, ons staan jy kan self opstaan. En nou wil ek iemand op sy rug, weet jy om te Abba, wat hy ook Abba, spring op sy rug, kom op Jesus sy rug, spring op, dis is Abba, met Jesus, jy hoor met hom. So jy loop by die lewe op Jesus sy rug, met die krag wat hy het, kan jy by hierdie goed verbyloop en sê, dis nie meer deel van my lewe, ek het opgestaan. En dit is waar die opstanding gaan, hierdie. So ek wil jy nou, jy kan afklam baie dankie, Luca, ek weet, dit is baie lekker daarboor. So ek het in jou sakkie, het ek vir jou 'n dingetjie gesit, ek het moet hom uithaal, as 'n hangertjie. Hierdie hangertjie, is wat? Dis die, ja, dis die kruispad hier, hier staan hy. Dankie vir Anne en vir Peer dat ons gemaak het van Kuiberie. So dis ons nuwe naam, is 'n kruispad. So die kruispad gaan vir mense wat verby die kruis gestap het en weet dit gebeur en saam met Jesus die pad verder stap. En sê ek verbind my aan hierdie gemeenskap, maar ek verbind my aan God en aan Christus om saam met hom te stap. So ek wil hier met jou vat en vir die een langs jou ophang en hy vir jou of sy vir jou, want julle moet mekaar help om dit te doen.
As die een lui is, dan moet jy sê jy moet saamkom. As die een val, dan tel jy hom op. Of hang hom in jou kar, of sit hom in jou sleetelhouer, maar laat jy dink aan hierdie kruis en dat jy saam op die pad is saam met die opgestane Christus. Nou weet ek, hier kan ons nie eindig. En ons hoef nie te eindig, want toe Jesus weggaan, hy sê, ek weet julle gaan sukkel, julle is net mense, maar ek gaan vir julle hulp gee. En die hulp wat ek vir julle gaan gee, is die hulp wat ek gehad het. En dit is die een wat daar was, van die begin af, die wie alles geskep is, wat my daar opstaan het, en wat ek in jou gaan laat bly. En wie is dit? Sê Holy Ghost, sê die Engelse, die Heilige Gees. Kyk 'n bietjie hierna. Kom die Heilige Gees, en toe Jesus begin om te werk, toe kom die Heilige Gees en hy sit op hom soos 'n duif. En is hy wat hy heeltyd by hom was om hom ook te help en krag te gee. As we have over your will be done. As it is in heaven, give us today. En dan gaan hulle aan om onze Vader op te sê. Maar hulle die Heilige Gees gekry. En dis 'n geskiedkundige gebeurtenis, net soos die kruisiging en die opstanding van Jesus en sy geboorte. Die Gees kom verskillend na ons toe, hoef nie om te val nie. Die Gees kom soos 'n duif, partykeer soos 'n vuur, partykeer soos water na ons toe, sê Jesus. Maar wat jy weet is hy in jou bly, hy laat jou bely dat Jesus die Here is, en laat jou leef van liefde, dis die twee toetse. En jy weet of die Gees in jou bly. En as ons nou uit die Esegiel gaan preek in Mei maand, dan sal julle sien wat die Heilige Gees vir ons doen. Maar alles wil die Here vir ons help om dit vir mekaar te sê. Voortaan sal ons wind te somer reis wat loop, deur woestynne, die sandwoestyn oorkloof. Jesus sal opstaan, sluit die hemel